As hy goeienaand julle, dis so lekker om vanaand saam met julle te kuier en ja, ek sien uit na vanaand se woord, so ek hoop jy is reg daarvoor. Is julle wakker? Is julle hier? OK, dis 'n kort week, né? Net om te sê julle kan Vrydag nie laat slaap nie, want julle kom Paasfees toe, maar jy hoef nie skool toe te gaan of te gaan swat of te gaan werk of so iets, dis 'n kort week. OK. Nou, ek wil vanaand vir julle goeie nuus gee. Is julle reg vir goeie nuus? OK, so hier's die goeie nuus wat ek vir julle wil gee vanaand. Want sien, goeie nuus is slegs goeie nuus as dit goeie nuus vir jou ook is. OK, stem jy saam met my? So ek het vir jou goeie nuus. Ek het eers gehoor, nee, dat as jy 'n goeie rentmeester is van jou spaargeld, OK, so jy kry jou geldjies of dit nou sakgeld is of jou salaris is of wat ook al dit is, as jy 'n goeie rentmeester daarvan is en jy spaar dit ordentlik, OK, dan jy genoeg hê om te spandeer. Is dit goeie nuus? Nee, dis goeie advies. Maar imagine ek kom nou vanaand en ek sê vir jou, ek het vir jou die beste nuus nog ooit. Alles wat jy die bank skuld of klerewinkel skuld of wat ook al skuld, daai skuld is afbetaal, jy het nie meer daai skuld nie, maar meer as dit. Elke oggend as jy in jou kar gaan klim, of jou ouers in hulle kar gaan klim, is die tank vol. Elke oggend. OK? Vir die res van jou lewe sal jy nooit weer iets hê so skuld nie, en jy sal elke maand 'n massive bedrag geld in jou rekening kry om te spandeer, soos wat jy goed dink. Is dit goeie nuus? OK, dit klink na goeie nuus, nê? Het jy 'n bietjie lus vir goeie nuus? OK? Ek wil imagine, as daai kan gebeur, sal dit nogals lekker wees. Maar my vraag is, kort jy? En ek wil hê, dink gou waar jy persoonlik is in jou lewe. Kort jy waar jy in jou lewe is. Kort jy 'n stuk ordentlike goeie nuus. Ek doen. Nou ek het vir jou goeie nuus. Ek gaan vanaand vir jou goeie nuus gee. En nie goeie advies nie. En ek wil hê jy moet besef, dit wat ek vanaand vir jou kom sê, is goeie nuus. Wat is hierdie goeie nuus? Nou, ek gaan vir jou sê en dan gaan ek dit bietjie unpack. Die goeie nuus is, en dis wat die woord gospel beteken, net om vir jou dit te sê. So as jy hoor gospel hoor, dan beteken dit goeie nuus. Nie goeie advies nie. Die goeie nuus is, daar is 'n nuwe koning met 'n nuwe koninkryk wat vir my en vir jou 'n nuwe manier gee van leef in vryheid, in abundance, in liefde. Hy maak my en jou volkome nuut en hy create vir ons hierdie spasie waar binne ons sy koninkryk kan ontdek. Wat goeie nuus is. Wat 'n ongelooflike lewe is. Dis nie 'n morele standaard wat jy hoef te volg, net sodat jy eendag kan hemel toe gaan nie. Want dis nie goeie nuus nie. Dis nie net 'n prentjie van die paradys wat ek vir jou wil kom skets nie. Want sien, hier's wat Jesus kom sê het. Hy het nie kom sê, hy het ons reggemaak sodat ons weer soos Adam en Eva in die tuin kan gaan bly nie. Dis soveel meer as dit. So as jy dink, luister hier, dit sou nog as lekker gewees het om daar te chill tussen die bome en net te eet wat ek wil, en die diere loop hier rond en ek worry nie. Dis nog meer as dit. Wat Jesus kom sê, hierdie is die goeie nuus. Ons leef in 'n brief wat Paulus vir mense in Efese skryf, die volgende, en ek wil vir jou lees uit Efesiërs 1 vers 4 het hy sê, soos hy, en dis Jesus, ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek vir hom in liefde te wees. Die message sê dit vir my so mooi, hy sê, long before he laid down earth's foundations, he had us in mind, and he settled on us as the focus of his love, to be made whole and holy by his love. Hy kies my en jou nog voordat hy vir Adam en Eva gemaak het, voordat hy
uitgespreek het, laat daar lig wees, het hy 'n besluit gemaak om die mensdom, my en jou, die objek van sy liefde te maak. Om te sê, ek gaan jou lief hê. Dis wat hy sê. Dis wat hy vir ons kom gee, en ons lees in Genesis al, van wat sy uitspraak is oor die mensdom, van wat hy werklik sê die mens is, en wie die mens gemaak is om te wees. En dis in Genesis 1 vers 26 tot 28, waar hy sê, hy maak die mens om te heers op aarde en in verhouding met hom te staan. En nie wat se verhouding nie God is doe ver en ons is bang vir hom nie, maar Adam en Eva loop saam met hom elke dag in die tuin. Hulle loop in intieme verhouding met hom. Hê gesprekke soos wat jy met iemand om jou 'n gesprek gaan hê. Dis wat sy intensie is. En wat sê hy vir Adam? Hy sê, jy is gemaak om te heers. Jy het die voorreg om met autoriteit op hierdie aarde rond te loop en dinge te sê en dinge te doen en werklik waar sy heerlikheid, God se heerlikheid te weerspieël op aarde. En hierdie is vandag vir my belangrik dat jy hierdie gaan verstaan. Want daar was 'n doel, daar was 'n werk wat vir die mens gegee is voor die sondeval. Voordat dit sleg geraak het, was daar purpose. En jy moet dit verstaan, want anders het ons 'n gospel wat sê ek is sleg en ek moet nou net vir Jesus in my lewe toelaat sodat ek beter kan wees. Nee, sy intensie met jou van die begin af was om te leef volgens dit wat hy sê jy moet leef. Om autoriteit te hê en te heers op aarde, dis wat Genesis vir ons sê. Maar ons weet dat die vyand het gekom en vir Adam en Eva leuns kom vertel. Hy het hulle kom wegvat van die waarheid wat oor hulle uitgespreek is. Want sien, in Genesis net daai teksgedeelte daar sê, ons is gemaak in sy beeld en sy gelykenis. En die vyand kom en hy sê vir hulle, as julle hierdie vrug eet, as julle doen wat God vir julle gesê het julle nie moet doen nie, dan sal julle soos hy wees. Nou ek weet nie of jy daaraan gedink het al nie, maar Christus het of God het vir hulle gesê, ek het julle gemaak soos ek is. En die vyand kom sê, o, julle lyk nie soos hy nie, maar as julle hierdie doen, sê julle soos hy lyk. Hoeveel keer kom gooi die wêreld jou met 'n stuk leuen, wat jy dink, dit sal great wees, maar as jy regtig daaraan dink, dan is dit al klaar wat jy is en wie jy is in Christus. Dan sien, die vyand wil kom wegvat, dit wat mens gemaak is om te wees. Sonde het gebeur en dit vat die mensdom weg uit verhouding uit met God. Dit vat ons na 'n plek toe waar ons God se bedoeling vir ons lewens mis. Waar ons hierdie intieme verhouding nie meer met hom het nie. En daar's nie net 'n vloek op die mens nie, maar daar's 'n vloek op die hele skepping as gevolg van dit. Sonde kom vat sy heerlikheid weg van ons af. Maar ek wil hê jy moet besef dat daai teksgedeelte wat ek nou gelees het, voor die grondlegging van die aarde het hy besluit sy liefde is vir jou en vir my. Terwyl hierdie gebeur, in die moment waar hierdie gebeur, waar die vyand kom leuns gooi, kom God en hy sê vir die vyand die volgende in Genesis 3 vers 15, hy sê, en ek sal vyandskap tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal die kop sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Ek wil net besef wat God hier kom sê. Hy sê ergens in die toekoms gaan daar iets gebeur wat ek hierdie storie weer gaan omdraai en jou oorwin. Jy gaan doodgaan en ek gaan jou wen. En hy kondig dit al in die begin aan en ek wil hê jy met jou Bybel vat en bietjie deur die Ou Testament gaan blaai en gaan kyk hoeveel keer was die vyand paniekerig, bang, want hierdie uitspraak is gemaak. Daar's soveel kere wat hy kom en die seuns, die eersgeborene seuns laat doodmaak van 'n generasie in Israel. Hoekom? Want hierdie uitspraak van hierdie ou wat op jou kop gaan kom trap is gemaak.
En dan, en hier begin van die goeie nuus vandag. Dan weet ons, Jesus kom. Hy word mens, hy is so lief vir die mensdom, dat hy stuur sy seun. God stuur sy seun vir ons, om volledig mens te word. Om 'n sondelose lewe te leef, en vir ons te wys, hoe werk dit eintlik om te leef, in die volheid wat God vir my en vir jou het. En hy kom betaal die prys, wat ek en jy nie kan betaal nie, sodat ek en jy kan word, wat Christus wil hê ons moet word. Wat sy uitspraak in die begin was, oor my en jou. Hy kom wys sy liefde vir jou, en hy sê, ek wil hê jy moet besef, dat ek wil iets kom doen in jou, wat gebreek het in Adam. En wil jy met saam met my lees 1 Korintiërs 15 vers 45, wat hy skryf, soos daar ook geskryf, die eerste mens, Adam, het 'n lewende siel geword. Nou toe God sy asem in hom inblaas, het hy 'n lewende siel geword. Maar dan kom sê die skrywer, die laaste Adam, en dis Christus, 'n lewendmakende gees. Wat kom doen hy hier? Hy kom sê, dit wat Adam was, en dit wat Christus is nie dieselfde nie. Die goeie nuus is nie dat Jesus het gekom om vir jou sondes gesterf, sodat jy eendag kan hemel toe gaan nie. Die goeie nuus is, hy het iets anders kom doen. Hy het iets nuuts kom doen. Hy het nie net vir Adam kom fix nie. Hy het vir Christus as die volledige voorbeeld vir ons kom gee. Jesus word my en jou redder. Jesus staan uit die dood uit op. Hy sterf nie net nie, maar hy staan uit die dood uit op en hy oorwin die dood. En hy word my en jou redder. En ek en jy het so redder nodig. Hoekom? Want die woord sê, en ek gaan nou daai gedeelte lees, dat as gevolg van een man se sonde het ons almal onder dit geval. Ek en jy het nodig dat iemand ons gaan red van onsself, en ek wil, en ek sal. En dit het Jesus kom doen. En die woord gebruik hierdie woord soteria, as hy praat van God as verlosser. En hierdie woord soteria beteken nie net redder of verlosser nie, maar beteken die volgende, beteken om genesing te bring. Dit beteken om herstel te bring en om heeltemal nuut te maak. Dis wat Christus met jou kom doen het. En ek wil hê jy moet besef, die oomblik as jy besef dat Christus het gekom om ons oorspronklike design vir ons terug te gee, om ons autoriteit vir ons terug te gee, maar meer as, om by 'n plek te kom waar hy vir jou sê, ek het vir jou goeie nuus, nie net goeie raad nie, word 'n Christen wanneer jy hemel toe gaan. Dis goeie raad. Goeie nuus is, daar's 'n hele nuwe dimensie van leef, daar's 'n ander realiteit van God se koninkryk, waarbinne jy jouself kan plaas, om anders te begin leef en dink en doen, as wat hierdie wêreld doen. En ek wil vir jou vra, is jy vergenoegd? Is jy okay? Is jy gelukkig met hoe jou lewe vandag lyk? Hoe die wêreld om jou lyk? Ek kan eerlik sê nee. Ek is nie okay met die wêreld om my nie. Nou kan ek vir jou sê, ons koning, my koning, het 'n ander koninkryk kom vestig, waarin ek deel van is, en waar binne ek in sy realiteit begin leef, want dan leef ek nie volgens en vir hierdie wêreld nie, maar daar's iets anders, en hy wil daai waarheid vir jou gee. En ek wil vir jou sê, as jy vandaan by 'n plek is waar jy sê, ek aanvaar hierdie goeie nuus oor my lewe,
Ek aanvaar dat Christus vir my 'n plan gehad het van die begin af, nog voor die grondlegging van die aarde. Ek aanvaar dat Adam en Eva het kom droogmaak en elke generasie daarna en selfs ek ook. Jy het by 'n plek kom waar ek sê ek sal self. Maar hy het vir my 'n redder gestuur, Christus. En die oomblik as jy jouself binne die konteks van daai sit, wanneer jy sê ek glo aan dit wat Christus kom doen het. Ek aanvaar dit as myne. Dan gebeur daar 'n klomp goed met jou. Dis nie iets wat jy kan gaan koop of iets wat jy uit 'n boek uit lees en probeer leer nie. Dis iets wat jy kry. Dis 'n geskenk. En die heel eerste ding wat met jou gebeur is jy word vergewe, vergifnis gebeur. Die Bybel sê dat Jesus vat jou sondes en hy dink nooit weer daaraan nie. Toe ek 'n tiener was, het ons 'n jeugpastoor wat gehad het, hy het altyd gesê, hy vat jou sonde, hy gooi dit in die diepsee en hy sit 'n bordjie op no fishing. Hy kan dit nie weer gaan uithaal nie. Niemand kan dit gaan uithaal nie. Maar weet jy wat doen die vyand? Hy kom gooi dit voor jou. En ek en jy moet hierdie ongelooflike gift wat die Here vir ons gee aanvaar. Hoor gou saam my 2 Korintiërs 5 vers 17 wat sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, hulle het nuut geword. As jy vandag kan gaan en sê, ek wil heeltemal 'n nuwe blaadjie begin. Ek wil oorbegin met my lewe. Ek wil alles wat in my verlede is, moenie meer 'n impak hê op my toekoms nie. Ek wil nou iets anders begin doen. Wie van julle sal sê, sign me up? Nou in Christus is dit 'n realiteit. In Christus maak hy jou totaal en al heeltemal nuut. Hy kom gee vir jou 'n nuwe lewe. Maar ek wil vir jou sê, die goeie nuus eindig nie daar nie. Ek wil hê jy moet besef, dit gaan nog aan. Jy kry nie net 'n nuwe lewe nie, jy is nie net 'n nuwe mens nie, maar jy word deel van 'n nuwe koninkryk. Nou ek besef, ons verstaan nie koninkryk so lekker nie, want ons het nie 'n koning wat heers soos in Londen en in Engeland nie. Of soos dit vroeër jare was nie. So ons verstaan nie regtig daai konteks nie. Maar as ek vir jou 'n bietjie kan verduidelik van dit, is jy is deel van 'n heerskappy wat heeltemal anders is as enigiets wat ons in die wêreld sien. Enigiets. Jy word deel van dit. In Kolossense 1 vers 13 sê dit vir ons. Hy sê, God het ons uit die mag van die duisternis gered en verplaas na die koninkryk van sy geliefde seun. Nou die woord verplaas beteken nie net hy het jou gesê gaan soontoe nie. Dit beteken hy het jou opgetel die kant en hy sit jou in 'n nuwe koninkryk neer. Dis iets fisies wat met jou gebeur. Dis 'n realiteit as jy hierdie aanvaar om te sê dat ek is deel van 'n nuwe koninkryk en 'n nuwe manier van dink. En die ontdekking van dit is amazing. Nou die goeie nuus hou nie daarop nie. Daar's nie net vergifnis van sondes nie, jy word nie net deel gemaak van 'n nuwe koninkryk nie, maar ek glo met alles in my as deel van dit wat Christus ons kom doen het en kom sê het, is daar ook vir ons genesing, fisies, emosioneel. Hy sê dit vir ons in 1 Petrus 2 vers 24, wat hy sê, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het. Hy het vir ons gesterf aan die kruis, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe. Nou wat beteken daai? Die geregtigheid beteken om in 'n heel verhouding, geregverdigde verhouding saam met hom te staan. En dan sê hy die volgende: deur wie sy wonde julle genees. Met ander woorde, hy kom en hy sê, dit wat ek aan die kruis gedoen het, deur jou insluiting in my kruisiging en my opstanding, deur hierdie goeie nuus te aanvaar as jou eie, is daar ook genesing vir jou. Of dit is, of daar iets in jou liggaam is, dan vertrou ons Here saam dat hy dit wat hy in sy koninkryk sien, in jou liggaam sal doen. En of dit emosioneel is, dat hy regtig waar sal kom en ons sal genees.
Maar sien die goeie nuus hou nog nie hier op nie. Dis beter as 'n very maak advertensie, dit hou net aan en aan en aan en but wait there's more and wait there's more and wait there's more and wait there's more. Ek en jy word ook erfgename van sy huishouding. Ek en jy word deel van hierdie nuwe familie. Wat beteken dat as deel van hierdie familie is daar voordele wat ek kan trek uit hierdie verhouding en uit hierdie familie uit. Sien, my kinders kom nie by my en kom staan elke keer voor my en sê, "Pappa, kan ons asseblief ietsie uit die yskas uitkry nie?" Nee, hulle ruk die yskas oop en vat dit, want hoekom? Dis ook hulle yskas, want hulle is deel van ons huishouding. Partykeer wens ek hulle wil vra. Okay, vir al die chocolates wat ek wegsteek. Hulle vra nie vir my, hoeveel gaan hierdie Uber kos om my skool toe te vat nie, want hulle klim in die kar en ry saam met my, want hulle is deel van my huisgesin. Dis deel van die voordele wat hulle het om deel te wees van my huisgesin. As ons by 'n restaurant is, gaan ek nie vir hulle sê, "Okay, jou deel van die bil nie." Hulle is deel van my huisgesin en ek sê, as gevolg van dit, is jy deel van hierdie en ek betaal vir jou. Ek wil hê jy moet 'n ontdekking begin maak van wat dit beteken om deel te wees van God se huishouding. Want ek sê vir jou, as dit net is, sodat ek 'n beter lewe kan lei, sodat ek dalk miskien eendag kan hemel toe gaan, dan is daar soveel voordele, maar met voorwaardes. Meer as net, eintlik wat die waarheid is, om te sê, Here, ek gee myself oor. Ek wil lees so saam met my Romeine 5 vers 15 tot 17. En ek lees hierdie gedeelte uit die CSB uit. Dit sê, but the gift, en ek het nou oor hierdie teksgedeelte ook gepraat, but the gift, and as a gift, is not like the trespass. For if by the one man's trespass many died, how much more have the grace of God and the gift which comes through the grace of the one man, Jesus Christ, overflowed to the many. Wat sê hy hier? Ja, Adam het hierdie ding kom doen aan ons as mensdom, maar daar's 'n geskenk wat Christus kom gee en dit is soveel meer, so much more. There's an overflow. Dis partykeer as ek vir my seentjies sê, gooi vir my koeldrank in, dan gooi hy vir my so 'n halwe glasie in, dan sê ek vir hom nee, ek soek nog meer. En dan gooi hy nog so 'n bietjie by, dan sê ek nee, regtig, gooi vir my nog meer. En dan sê hy regtig snaaks, dan gooi hy hom so dat hy so staan. Okay, hy kan hom nie eens dra nie, hy sê pappa kom haal dit self. Nou dis hierdie overflow wat hy hiervan praat. Dis nie net vol nie. Dis eintlik so vol dit loop oor. Dis meer as genoeg. Dis wat hierdie gospel vir ons kom gee. Dis wat hierdie goeie nuus kom gee. Hy sê, and the gift is not like the one man's sin, because from one sin came the judgment resulting in condemnation, but from many trespasses came the gift resulting in justification. If by the one man's trespass death reigned through the one man, how much more will those who receive the overflow of grace and the gift of righteousness reign in life through the one man? Wat kom sê hy hier? Adam het 'n werk gehad. Adam het iets gehad wat hy moes kom doen het. En Christus het hierdie nie net kom herstel nie, maar hy het kom neersit op 'n nuwe vlak. So much more is the overflow of grace for you to reign in life. Nou maar Willem, hierdie wêreld lyk beroerd. Ja, dit doen. Maar jy's deel van 'n ander koninkryk. 'n Ander heerskappy, 'n ander manier van dink, 'n ander manier van doen, 'n ander manier van heers. Jy staan met 'n ander autoriteit. Ek wil hê jy moet besef, die goeie nuus stop nie hier nie. En ek wens ek kon al die goeie nuus vanaand vir jou unpack. En soos mense aangaan met 'n journey, ontdek jy nog goeie nuus en nog goeie nuus en nog goeie nuus. Maar daar's nog een groot stuk goeie nuus wat ek vanaand met jou moet deel, want anders kom ons weer by 'n plek uit waar ons sê, okay, great, ek het nou gegee, ek het nou gekry, maar ek weet nie hoe om hierdie te doen nie. Nee, klou nie. Nou hier's wat gebeur. Deel van hierdie pakkie. Deel van hierdie gift is ook die ontvang van die Heilige Gees in jou lewe. Dis wat die Here vir ons kom gee. Wat kom doen hy? Hy kom sê vir jou, ek weet, as mens gaan jy nie hierdie op jou eie kan doen nie.
Ek wil vir jou my teenwoordigheid bring. En nie net my teenwoordigheid so in 'n kerkdiens of so nou en dan ervaar ek dit nie, maar my teenwoordigheid in jou. Want hy sê my Heilige Gees gaan in jou kom leef. Nou imagine nou net, jy het 24 ure 'n dag, 365 dae 'n jaar. Iemand in jou wat jou kan coach, kan help, kan leer, kan guide oor hoe hierdie lewe werk, hoe hierdie lewe in sy koninkryk werk. Dis deel van hierdie goeie nuus. Hy gee dit vir jou. Jy hoef nie iets te doen om dit te ontvang nie. Al wat jy moet doen is sê, Here, ek wil hierdie gift hê. Gee dit vir my, ek ontvang dit. Jy vat dit. Dis wat jy moet doen. Hoor gou wat sê in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea en Samaria en tot die uithoeke van die wêreld. Julle sal krag ontvang. Ek wil net moet besef dat al hierdie dinge wat Jesus kom beloof is waar. Dit is 'n realiteit. Daar's miljoene mense reg oor hierdie wêreld wat daai waarheid ontdek het en leef. Daar's miljoene mense wat die helfte van dit ontdek het en sukkel. En ek wil hê jy moet vanaand besef dat die volle waarheid, die volle gospel, die volle goeie nuus van Jesus word oor jou lewe uitgespreek en jy moet net kom en sê ek wil dit aanvaar, Here. Ek wil nie net weet van U nie. Ek wil nie net weet van dit wat U gedoen het nie, maar ek wil ervaar hoe U my in 'n nuwe lewe sit, hoe U my in 'n nuwe familie kom sit, hoe U my nuwe autoriteit gee, hoe U my vul met die Heilige Gees. Ek wil dit hê. Jy moet besef hierdie goeie nuus is gratis beskikbaar. Dis vir jou om te sê, ek wil hierdie hê, Here, met alles in my. En as jy dink Christendom is nog goeie raad, van as ek sekere goed doen, dan sal ek dalk 'n beter lewe hê. Nou wil ek vir jou sê, dit is nie wat Christus kom sê het nie. En daar is soveel om te ontdek in hierdie goeie nuus. En die beauty van om deel te wees van 'n gemeenskap en 'n gemeente is om daai te gaan ontdek en aanhoudend te sien hoe die Here nuwe goed vir my en vir jou gee om te ontdek. Dis wat ons wil doen. Jy moet dink oor jou lewe en oor wat die rol is van hierdie goeie nuus in jou lewe. En ons gaan nou 'n song luister wat die worship team vir ons gaan doen. En terwyl die song speel, wil ek hê jy moet gaan sit en sê, Here, ek het nooit goeie advies in my lewe aanvaar, of Here, ek het al die goeie nuus aanvaar. Waar is jy in dit? As jy vandag by 'n plek waar jy sê, die volheid van sy waarheid oor my lewe, wil ek deel maak van dit? En ek wil seker wees ek is deel van dit. So terwyl hierdie song speel, ons maak erns met jou gedagtes, met jou hart. Oor 'n besluit vanaand om te sê, Here, ek wil deel wees van U goeie nuus en ek wil nie net U goeie nuus ken nie. Ek wil dit ervaar, ek wil dit beleef, ek wil dit hê.